Prys die Here, prys sy naam. Kom ons bid saam. Ons Vader in die hemel, laat u naam geheilig word. Laat u koninkryk kom, laat u wil geskied in die hemel en so ook op hierdie aarde. En Here, ons kom vanmôre na u troonkamer, net so wat ons is vanmôre, Here. En ons vra vanmôre, verberg my as prediker agter die ruwe kruishout, Here. Kom raak u hierdie lippe aan met 'n kolfuur afkomstig u altaar, Here. En my God, dat ons almal saam met ons harte sal glo vanmôre, ter harte sal neem wat u met ons uit u woord uit wil deel, Here. En Vader, dankie vir geleenthede om nader en nader aan u te beweeg. Dankie, Here, dat u ons nader trek. Deur u woord, Here, kan ek sien hoe u lief u ons as gemeente werklik het, Here. En ek loof u vanmôre, maar Vader, in my hart ervaar ek wil nie net vir hierdie kansel bid vanmôre nie, maar ek wil bid vanmôre en vra dat u elke kerk waar mense bymekaar kom in hierdie oggend, dat u hulle sal seën in Jesus naam. Amen en amen. Geliefdes, u kan die sitplekke neem. Al die eer aan die Here, wat lekker het ons gesing vanmôre en ons die Here se naam kon groot maak. Vanoggend en vanaand gaan ek met u praat oor die Heilige Gees. Baie mense wonder wanneer word die Heilige Gees bedroef. Nou, ons gaan vanaand 'n bietjie meer daarna kyk, wanneer sondig ek teen die Heilige Gees. Dit gaan ons vanaand kyk, maar vanoggend wil ek jou nader trek aan die Heilige Gees. En die tema van vanoggend is om deur die Heilige Gees in die teenwoordigheid van God te beweeg. Om deur die Heilige Gees in die teenwoordigheid van God te beweeg. Hoe gebeur hierdie dinge? Wat word daar van my verlang? Wat doen ek? En hoe werk die Heilige Gees? En ek wil net vanmôre vir u sê, geliefdes in die Here, die Vader het jou werklik lief. En toe die woord geskryf het, ek sal jou nooit alleen los nie. Het die Vader het bedoel. En die Vader het niemand nog ooit alleen gelos nie. En ek wil hê moet agslaan op die woord van die Here vanmôre, tot eer van God. Daarom wil ek sê vandag, dit was van die begin van die skepping van hierdie aarde af, God se hart om naby die mens te wees. Selfs in die tuin van Eden met Adam en Eva, sê die woord van die Here dat hy in die aandwyntjie hulle gaan besoek het. En dan tyd met hulle gespandeer het. Selfs toe hulle van die boom geëet het, tydens die sondeval, het God hulle nie alleen gelos nie. En hy het nog steeds die tuin binne gegaan en vir hulle gevra, waar is jy? Waar is jy? En ek wil sê vanmôre, in die lewe van vandag het God nog steeds nie verander nie. Hy is nog steeds dieselfde. En God roep nog steeds na jou en my in hierdie lewe waarin ons beweeg. Nie op 'n afstand nie, maar deur sy Gees. Die Heilige Gees wat in jou en in my is. Verder moet ons besef, God het ons mens nie aan onsself oorgelaat nie. Maar toe Jesus Christus tot die Vader gebid het en hy gesê het, ek gaan van julle weggaan, maar ek sal tot die Vader bid, dat hy 'n ander trooster sal stuur, om by julle te bly, tot in ewigheid. Halleluja.
Prys die Here, kom ons sê tot in ewigheid. En dis wanneer die Heilige Gees jou verlaat. So met ander woorde, wanneer verlaat die Heilige Gees my? Wanneer ek my laaste asem uitblaas en my laaste reël is gesing op hierdie aarde, verlaat die Heilige Gees my. Want dan sê die woord, gaan die Gees terug na God toe. Maar die feit is, wat ek wil hê jy moet raak sien terwyl jy op hierdie aarde is, dat God jou nie alleen gelos het nie. Maar dat hy sy Gees aan jou gegee het. En hierdie Heilige Gees stuur hy om jou en my te leer, om ons te oortuig, te onderrig, kind van God, om ons binne die waarheid te hou, en om God se werklike teenwoordigheid lewend te bewys, terwyl ons op hierdie aarde is. Lewend. Nie sterwend nie, maar lewend. Maar ek wil vanmôre vir u sê dat die vraag is nie of God bereid is om naby jou en my te wees nie. Die vraag is, laat ek die Heilige Gees toe om my te lei? Dis die vraag. Want die Heilige Gees lei ons in die teenwoordigheid van God in. En ek gaan dit nou vir u lees uit die woord van die Here. Dan sien ons, en ek het so 6 verskillende puntjies wat ek vanmôre graag met u wil behandel. En nommer 1 is vanmôre, die Heilige Gees lei ons na die teenwoordigheid van God. Geliefdes, Romeine, die 5de hoofstuk, die 8de hoofstuk, die 14de vers vanmôre. Romeine 8, tot eer van die Here. Kom ons lees dit saam op die bord, sodat ons vanmôre hier deur die woord van die Here kan sien. Die 8ste hoofstuk, die 14de vers. Want ons is gered in hoop, maar die hoop wat ons gesien word is geen hoop nie. Want niemand sien, waarom hoop hy dit nog? Niemand sien dit nie, waarom hoop hy God? In hierdie gedeelte sien ons vanmôre God se teenwoordigheid. Geliefdes, word nie deur inspanning bereik nie, maar deur lyding. Ons kan nie God se teenwoordigheid vooraf sien nie, maar ons het hoop op hoop vertroue dat God se teenwoordigheid, waarin ek en jy begeer om in te beweeg, voor ons uitlê. Kinders van God, want kyk wat staan daar geskrywe in die 8ste hoofstuk, die 14de vers. Want almal wat deur die Gees van God gelei word, die is kinders van God. Hoor mooi, almal wat deur die Gees gelei word, ons het hoop gehad, en nou besef ons, die feit dat ek Jesus Christus aangeneem het, nou staan ek in hierdie hoop waarin ek is, om in die teenwoordigheid van God in te beweeg, en al hoe ek daar gaan uitkom, is wanneer ek deur die Gees van God gelei word. Maar party van ons is slimmer as die Heilige Gees. Ons wil vir die Heilige Gees vertel hoe hy moet werk. Party van ons is slimmer as die Heilige Gees. Ons wil nie sy leiding aanvaar nie. Party van ons is slimmer as die Heilige Gees. Want ons wil ons eie kennis en ons eie wysheid en ons eie lewe wil ons rig, soos ons dit wil lei. En kind van God, as jy 'n kind van God wil wees, moet jy deur die Gees van God gelei word. Sê vir die persoon langs aan, ons moet deur die Gees van God gelei word. Kinders van God word nie gedryf deur vrees of emosies nie, maar
gelei deur die Gees van God. Dis waardeur gelowiges gelei moet word. Deur die Gees van God. Ons het soveel planne vir hierdie jaar, ons het soveel gedagtes, dinge wat ons nog wil doen, ons wil op vakansie gaan, ons wil dinge doen, maar ek vra jou vanmôre, deur in al daardie planne, het jy die Heilige Gees gevra om jou te lei. Jy wil soveel geld verdien in hierdie jaar, jy wil soveel rustydperke inwerk, ek vra jou vanmôre, het jy die Heilige Gees gevra om jou te lei? Efesiërs 2 vers 18. Dit is die Heilige Gees wat jou toegang gee tot die teenwoordigheid van God. Sonder die Gees, kind van God, is ons met godsdiens besig. Hoor mooi, nou hoeveel mense is daar wat besig is met godsdiens, maar nie ware gemeenskap met God nie. Omdat die leiding van die Heilige Gees nie teenwoordig is nie. Want kom ek vat jou 'n bietjie terug. Die Heilige Gees breek nie mense af nie, maar bou hulle op. Die Heilige Gees stuur nie boodskappe uit van negativiteit nie, maar stuur boodskappe uit van positiwiteit. En hoeveel boodskappe gaan uit, en ek lees dit op Facebook, daarom het ek weer Facebook gedelete. Dan sit ons in die kerke, dan stuur ons boodskappe uit, dan wil ons eintlik ander pak gee, met die woord van die Here. Die Heilige Gees gee nie pak nie, die Heilige Gees onderrig. En hoeveel van ons sit hier, wat vanmôre in hierdie kerk sit, wat saam met daardie boodskappe uitgestuur het? En dan sê ons word deur die Gees gelei. Jy was nie deur die Gees gelei nie, jy was deur die Satan gelei. Want die Gees bou op, die Gees breek nie af nie. Die Gees onderrig ons om in die teenwoordigheid van God, die grootste sondaars, toe Dawid gesondig het, en hy, terwyl hy moes bid, het hy oor die muur gekyk en Betseba gesien bad. En hy het haar begeer en hy het sonde gepleeg. Het God hom nie gestraf nie. God het hom geonderrig. En die Heilige Gees bring niks uit homself nie. Maar die Heilige Gees deursoek die hart van God en kom lei jou en my. Daarom is daar 'n skynslyn tussen die werke van Satan en die Heilige Gees. Jy moet mooi hoor vanmôre. Kind van God, daarom staan daar. Efesiërs 2 verse 18. Want deur hom het ons albei die toegang deur een Gees tot die Vader. Sonder die Heilige Gees se leiding het ek en jy nie toegang tot die Vader nie. Kinders van die Here, dit bring my by punt nommer 2 uit. Om in God se teenwoordigheid te beweeg, maak ons dat ons in die Gees moet wandel. So ons in die teenwoordigheid van God moet ons in die Gees wandel. Die skrif, Galasiërs 5:16. God se teenwoordigheid is nie iets wat jy ervaar nie. Dis nie iets wat jou gemoed aanjaag nie. Dis nie iets wat jou emosies aantas nie. Dit is iets waarin jy moet wandel. En soos wat jy God ken,
moet jy alles in jou vermoë doen, om ook die Heilige Gees te ken, om deur die Gees, en jy het nou net saam met my gelees, ons kan nie in God se teenwoordigheid ingaan, sonder die drywing van die Heilige Gees nie. Nou sê die skrif, maar ek sê vir julle, wandel deur die Gees, dan sal julle nooit die begeerlikheid van die vlees volbring nie. Pastoor, ek voel nou nie om kerk toe te gaan nie. Pastoor, ek voel nou nie om te bid nie. Ag pastoor, ek voel nou nie om goed te doen nie. Pastoor, ek voel nou nie dat dit nou die tyd is om die tuig in die Here op te neem nie. Ek voel nie dis nou die regte tyd om gedoop te word nie. Ek voel nie dit is nou die regte tyd om in bediening te betree nie. Maar as jy deur die Gees gelei word, gaan daardie ervarings van jou gevoelens God behaag en nie jou begeerlikheid van jou wil te volbring nie, kind van God. Want om te wandel, hoor mooi, daar staan wandel deur die Gees. Om te wandel het 3 vereistes. Nommer 1, dis 'n daaglikse keuse. Elke oomblik van jou lewe is dit 'n keuse. Om deur die Gees te wandel is om daardie keuses te maak. Nommer 2, om te wandel beteken om elke dag vernuwe te word deur God. En hoe gebeur dit? 'n voortdurende oorgawe aan God, dat jy bevestig dat jy in hom glo, dat jy bevestig dat sy evangelie die waarheid is, dat jy bevestig dat jy deur die Gees van God gelei word, dat jy bevestig dat jy 'n kind van God is, dat jy bevestig dat jy elke dag aan die Here toewy, kind van God. En hoor mooi wat ek sê vanmôre, nie aan predikers nie, so hou op om die predikers te aanbid. Hou op. Hou op om die kerke te aanbid. Aanbid God. Jy moet hier sit omdat jy God aanbid. Jy moet hier sit omdat jy werklik nader aan God wil beweeg. Vanmôre wil ek sê, jy moet hier sit omdat jy die gepredikte woord van God, wat jou geloof kan verander, moet aanhoor, geliefdes in die Here. Maak dit voortdurende oorgawe. Nee, die 3de punt is vanmôre 'n lewe onder die Gees se beheer. Ten volle onder die Gees se beheer. Dieselfde hoofstuk, Galasiërs 5:25. Baie gelowiges, baie mense wil God se seëninge op hulle lewe hê. Hulle wil hulle seëninge op hulle verhoudings hê. Hulle wil hulle seëninge op hulle huwelike hê. Hulle wil hulle seën op hulle besighede hê. Hulle wil seën op hulle bedienings hê. Hulle wil seën op hulle gesinne hê. Geliefdes in die Here. Maar wil nie die Heilige Gees se leiding volg nie. As ons deur die Gees lewe, laat ons ook deur die Gees wandel. So met ander woorde, die Heilige Gees is net nie net 'n eensydige saak en keuses nie, maar is ook 'n leiding in daad, in aksie. Kind van God, baie belangrik vanmôre is, tog
en jy moet mooi hoor vanmôre, is dit gehoorsaamheid aan die Gees wat jou in die teenwoordigheid van God hou. So wanneer jy optree en gehoorsaam is aan die Heilige Gees, hou dit jou in die teenwoordigheid van God. Kind van die Here. Dit bring my punt nommer 3 uit. Die Heilige Gees van God woon in ons en maak God se teenwoordigheid 'n werklikheid. Hierdie punt is, glo ek, een van die belangrikste. Want ons moet besef, God, ons Vader, sit in die hemel op die troon. Jesus sit in sy regterhand. En die Gees in ons maak God se teenwoordigheid 'n werklikheid. Wie het vir Jesus gelei toe hy op hierdie aarde was? Gemeente, wie het Jesus gelei toe hy op hierdie aarde was? Die Heilige Gees. En wat het hy gesê? Ek het niks kom doen uit myself uit nie. Maar alles wat ek by die Vader kom hoor het ek vir julle gesê. Alles wat ek by die Vader gesien het ek aan julle kom bewys. Het hy so gesê? Amen. En as jy in die 3de hoofstuk gaan kyk, dan sal jy sien, voor hy sy bediening begin het, nadat hy deur Johannes gedoop is, het die Heilige Gees op die vorm van 'n duif op hom neergedaal. En luister nou mooi. En onmiddellik het die Gees, in die 4de hoofstuk, het die Gees hom in die woestyn ingedrywe. Hy het nie uit vrye wil uit gaan 40 dae en 40 nagte gevas nie. Die Gees het aan hom bekend gemaak om in die woestyn in te beweeg. En waarmee is hy versterk? Deur die Gees is hy versterk. In Handelinge 8, Filippus en die hofdienaar, terwyl Filippus so loop op 'n eensame pad, waarheen die Gees hom gestuur het, sê die Gees vir hom, bly by daardie wa. Bly by daardie wa. En toe hy by die Gees, deur die Gees gelei, by daardie wa bly, toe hoor hy hierdie hofdienaar, hierdie man van Ethiopië, hy lees, maar hy verstaan nie wat hy lees nie, en hier maak die Here 'n geleentheid vir hom oop, om aan hom die evangelie van vrede te kom verkondig. Maar die punt is wat ek wil maak vanmôre, Christus was gehoorsaam, hy was deur die Gees gelei en het in die woestyn ingegaan, en hy het nie teen die prikkels geskop nie. Ananias het 'n kind van God. Filippus het by daardie wa gebly. Hy was gelei deur die Heilige Gees, Filippus. Is ek en jy deur die Gees gelei? Of wil ons uit die vlees uit vir mense sê hoe groot sondaars hulle is? Of is ek deur die Gees gelei? Ek lees nie in Handelinge 8 dat Filippus vir die hofdienaar gesê het hoe groot sondaar hy is nie. Maar ek lees in Handelinge 8 dat Filippus vir die hofdienaar gesê het, hoe groot is Jesus Christus se genade. Wat Jesus vir jou kan doen, en wat Jesus vir ons gedoen het. Jy sien, die Gees werk so bietjie anders as ons denkpatrone. Die reg wat ons aan onsself toeëien,
Pastoor, daar staan in die Bybel geskryf. Vermaan. Wys tereg. Ek was ook daar. Weerlê. Maar niks moet gebeur sonder die leiding van die Heilige Gees nie. Niks moet gebeur. Want die woord skryf dat God, en nou kan jy sommer Johannes 14, 15 en 16 gaan lees. Die laaste, die eerste en die laaste een is miskien die regte ene. Dat die Here het die Gees gegee, ons God het die Gees gegee, om ons te oortuig van sonde, om ons te lei in die waarheid, om ons te herinner aan alles wat Jesus gesê het. En wat is die laaste een? Om die toekoms aan ons bekend te maak. So met ander woorde, die Heilige Gees het 'n taak in jou en in my lewe, maar die Heilige Gees kan net daardie taak vervul, as ek en jou 'n regmatige plek gee. As ek en jy hom toelaat. En nou lees ek, as ek deur die Gees gaan God gelei word, is ek 'n kind van God. So met ander woorde, ek kan nie net op hierdie oomblik 'n kind van God wees, en nou is ek nou nie meer 'n kind van God nie. Maar baie mense lewe mos so. As hulle 'n bietjie geestelik voel, dan is hulle nou kinders van God. En as hulle nou nie meer so geestelik voel nie, en hulle is saam met 'n paar pelle daar by die braai, of saam met vriende waar ander mense hulle nie sien nie, dan is hulle ook nou nie meer geestelik nie. Dan is die leiding van die Heilige Gees nie meer teenwoordig nie. Kind van God. Die woord sê, die Gees woon nie net somtyds in ons nie. Die Gees is aan my en jou gegee, vir ewig. En dit wat ons moet besef vanmôre, die Gees is aan my gegee vir ewig. En as ek 'n kind van God wil wees, moet ek deur die Gees van God gelei word. Dis wat belangrik is vanmôre. 1 Korinte 3 vers 16. Dis die Heilige Gees wat in ons woon, en hy bring God se teenwoordigheid binne in ons lewe. 1 Korinte 3 vers 16. Weet julle nie dat julle 'n tempel is van God is, en dat die Gees van God in julle woon nie? Weet julle dit nie? So sê vir die persoon langs jou, of jy dit nou wil aanvaar of nie, die Gees van God woon in jou. Sê dit vir die persoon langs jou, of jy dit wil aanvaar of nie, die Gees van God woon in jou, want die Bybel sê so. Romeine 8 vers 9 en 10. Kind van God, die Heilige Gees bring Christus, die Seun van God, in jou en in my lewe. Romeine 8 vers 9. Julle is egter nie vlees nie, maar in die Gees, as naamlik die Gees van God in julle woon. Maar as iemand die Gees van Christus nie het nie, die behoort nie aan hom nie. Nou sê vers 10. Maar as Christus in julle is, dan is die liggaam dood vanweë die sonde, maar die Gees lewe vanweë die geregtigheid. Wat doen die Gees? Die Gees bring God se teenwoordigheid in jou, maar die Gees kom ook. En dit wat Jesus gedoen het, bring die Gees ook na jou toe. Daarom bring hy, sê die woord, en die Gees van Christus word ook lewend in jou gemaak. Wie het jou oortuig van sonde en geregtigheid? Die Gees. Maar wie het die prys betaal? Jesus Christus, die Seun van God. Halleluja. Is dit so? Wie word jou oortuig as jy siek is, dat deur sy wonde het daar vir jou genesing gekom? Wie bring daardie oortuiging? Die Heilige Gees. Is dit so? Maar wie het die werk gedoen? Jesus Christus, deur sy wonde het daar vir jou
Genesing gekom. Nou sê hy vir jou, die vrees moenie oor jou heers nie. Wie het die dood oorwin? Jesus Christus het die sleutels van die dood en die doodryk afgeneem. Maar wie oortuig jou dat jy nie hoef te vrees nie, maar dat jy in oorwinning kan lewe? Die Heilige Gees. Kan u dit verstaan vanmôre, geliefdes? Hierdie saak is 'n saak van verstaanbaarheid vanmôre, dat jy in die teenwoordigheid van die Gees van God, in die teenwoordigheid van God wil lewe. Weet jy, dit laat my onmiddellik dink aan Abraham. En die woord sê, en Abraham het met God gewandel. Moses het met God gewandel. Noag het met God gewandel. As jy in die teenwoordigheid met God wil wandel, het jy die Heilige Gees nodig. En kan ek en jy dit nie sonder die Heilige Gees doen nie. 2 Korinte 3:17. Waar die Heilige Gees werk, bring hy 3 dinge. Maar kom ons lees eers die skrif. 2 Korinte 3:17. Die Here is die Gees, en waar die Gees van die Here is, daar is vryheid. So wat bring die Gees van die Here? Hy bring vryheid. Wat bring die Gees van die Here? Hy bring herstel. Toe my kind oorlede is, het mense nie herstel in hierdie hart gebring nie, die Gees van God het. Toe ek dergelike dinge gedoen het, en ek het God se vergifnis nodig gehad. Wie het my die sekerheid gegee dat God my vergewe het? Die Heilige Gees. Toe ek met die doop gedoop is, volgens Matteus 28 vers 19, het ek sekerheid gehad dat ek nou versoening het met God. Wie het daardie versoening sekerheid gegee? Die Heilige Gees. Wie gee vir jou die sekerheid dat jy vandag op die regte pad is? Die Heilige Gees moet dit vir jou gee, kind van God. Hoekom twyfel jy soms in dinge? Dis omdat die Heilige Gees dit aan jou hart oortuig dat jy op die verkeerde pad is. Maar dan is daar weer hulle wat gehoorsaam is, en dan is daar weer hulle wat ongehoorsaam is, maar dis preek vir 'n ander dag. Kind van God, die derde wat die Heilige Gees bring, is innerlike verandering. Presies wat ek nou net vir jou die getuienis van gegee het. Innerlike verandering. Ek haas my. Punt nommer 4. Die Heilige Gees lei ons deur stil te word en in gehoorsaamheid op te tree. Om stil te word en deur gehoorsaamheid op te tree. Psalm 46 verse 11. God se stem is nie altyd hard nie. Dikwels praat hy in stilte. Verse 11. Daar, hier is verse 12, verse 11. Laat staan en weet dat ek God is. Ek sal hoog wees onder die nasies, hoog op die aarde. Geliefdes, in Jesaja 30 verse 21, as ons nie stil word in ons eie gedagtenis nie, mis ons die Heilige Gees se leiding. En ek wil sê vanmôre, om stil te wees, is baie mense se oë 'n swakheid. Maar dit is nie 'n swakheid nie. Dit is vertroue op God. En jou ore sal 'n woord agter jou hoor wat sê, dit is die weg, wandel daarop, wanneer jy regs of wanneer jy links wil gaan.
Hoor wat sê die woord. Agter jou sal jy 'n woord hoor sê, agter jou. Dit is die weg. Wandel op jou. Wat sê die Here? Ek sal met jou praat. Deur die Gees sal ek met jou praat. Kind van God, is dit nie vanmôre blydskap in jou siel met die wete dat die Here my nie begewe nie en my nie verlaat nie, maar dat hy die Gees aan my gee wat met my praat, links of regs. Maar soms oorheers ons emosies, ons gevoele, ons menslikheid, ons menswaardigheid, oorheers die stem van die Heilige Gees. Soms sê die Heilige Gees, moenie, dan verontagsaam ons sy stem. En ons doen dit nog steeds. Want ons glo, dis die regte ding om te doen in die mense oë, maar nie dalk nie in God se oë nie. Kom ons vat 'n voorbeeld. Julle moet maar vanoggend met my verdraagsaam wees. Ek het 'n plan gehad vir 30 minute, maar dit was nie die Here se plan nie. Kom ons sê, ek gaan my broer gebruik, hy sal verstaan. Kom ons sê, Pikkie betaal nie sy 10de nie. En nou leer die woord my, wanneer ons tot gehoorsaamheid vir die Here kom en sê, Here, ek wil tot gehoorsaamheid vir die Here, vir U leef. Dan onderrig die Here ons. En nou kom die Here, en hy wil Pikkie onderrig. Maar ek is sy ou boet. Gee om vir my broer. En nou wil die Here hom onderrig. Nou gebeur daar sekere dinge in sy lewe. Want die Here wil hom onderrig. Nou gaan my hart uit vir my broer. En wat doen ek? Die Heilige Gees sê vir my, nee, die Here is besig om hom te onderrig, hy onttrek. Maar ek is sy broer. Ek kan mos nou nie sien dat my broer swaar kry nie. Jy wil nie sien dat jou broer of jou suster swaar kry nie. Jy wil nie sien dat jou naaste swaar kry nie. Maar die Here is dalk besig om hom te onderrig. Of een of ander saak. En jy moet die Heilige Gees vra, gaan ek nou die regte ding doen? En ek kom, en ek stop R1000 in sy hand. Wat doen ek? Is ek saam met die Here of is ek nou teen die Here? Hoekom is ek teen die Here? Van die Gees van God het dinge aan my bekend gemaak, waarby ek gehoorsaamheid moet bewys. Maar soms oorweldig ons menslikheid, ons menswaardigheid, die oorweldig, ek wil sê oordonder, die stem van die Heilige Gees. En ek wil hê jy moet dit verstaan vanmôre. Die Here sê, ek sal met jou praat. Die Heilige Gees, jy moet mooi hoor, hier is die belangrikste punt van hierdie môre. Die Heilige Gees lei die wat bereid is om te luister. En dan, om in gehoorsaamheid die pad te loop. Die Heilige Gees lei nie die ongehoorsaames nie. Die Heilige Gees lei nie die wat bereid is om nie te luister nie. Die hele tyd besig met sy eie storie. Dit bring my by punt nommer 5 uit. Nou gaan party sê, dankie Here, daar's nog net 2 oor. Jy moet maar so sê, okay. Maar hoor na hierdie volgende punte. Gebed in die Gees bring ons diep in God se verhouding, teenwoordigheid met God. Dit bring ons in diepte met teenwoordigheid met God. Gebed in die Gees, nie gebed wat ek nodig het nie. Nie gebed om God opdragte te gee nie, want baie mense hoor ek bid, dan gee hulle die Here net so opdragte. Here, U sal, U moet. En dit gaan nie opdragte gaan net so, jy mense as jy is besig met jou pa en jou ma.
Besig met jou vrou of jou man. Kind van God. So slank my op Romeine 8 vers 26. Wanneer ek deur die Gees gelei word, jy moet mooi luister vanmôre, is my verstand dormant. Ek is buite myself. En ek is totaal oorgegee aan die leiding van die Heilige Gees. En hoor nou wat ek vir julle sê, nou praat ek uit ondervinding uit. Aan die einde van die gebed, staan jy op en sê, Here, waar kom hierdie woorde vandaan? Dan moet jy weet, jy was deur die Gees van God gelei. Het jy dit al ervaar so? Maar jy het ook al ervaar om in jou emosie, party mense tree in gebed in angs. Ander wil van God iets hê. Ander wil vir God voorskryf. Here, ons het hierdie planne. Nee, jy sien, ons maak eers die planne, dan wil ons hê die Here moet hulle seën. Is dit so? Ja, kom. Ons maak eers die planne, dan wil ons hê God moet dit seën. Ons het hom nie geken toe ons hy plan gemaak het nie. Ons moet hom eers ken voor ons daardie plan maak. En dan sê ons, Here, U was saam met my in hierdie plan. Dankie dat U hom nou saam met my gaan seën. Ek sal hom doen. Maar U stap voor, want U is die herder. Ek is die volger. Nie ek is die herder, Here, en U is die volger nie. Dit werk nie so om nie. Die Here is nie jou helper nie, maar hy is jou herder. Moenie die verkeerde Bybel lees nie. Kom ons kyk wat sê die skrif. En net so kom die Gees ook ons swakhede te hulp. Want ons weet nie reg wat ons moet bid nie. Maar die Gees self tree vir ons in met onuitspreeklike sigtinge. Wanneer ons nie weet wat om te bid nie, bid die Heilige Gees saam met ons. Maar ek wil ook sê vanmôre, die Gees bid deur jou en my. Daarom, en ek wil vanmôre net probeer vir jou verduidelik, broer en suster, hoe belangrik is dit om deur die Gees gelei te word? Dink hieraan. Dink hieraan. Kom, ek wil 'n voorbeeld vat. Tannie Marietjie of Martin, kan ek julle maar gebruik? O Martin lag net. O Martin is lief vir houtwerk. En nou kom hierdie moderne masjien op. En sy kinders wil graag vir hom iets koop vir sy verjaarsdag. Maar hy het klaar met sy vrou gedeel dat ek het 'n begeerte om hierdie masjien te hê. En hierdie kinders gaan nou en hulle koop vir hom sommer net 'n masjien wat hulle gedink het. Was dit wat oom Martin se hart begeer het? Nee. Maar nou gaan hulle. En hulle gaan praat met ma en sê, ma, ons wil vir pa 'n persent koop, maar wat begeer pa se hart? En sy deel met hulle, sy wil graag hierdie masjien hê, en hulle gaan koop hierdie masjien, het hulle dan die regte geskenk gekoop. Nou kom ons gaan nou terug na die woord van die Here toe. Ons wil vir God iets vra, maar ons weet nie hoe nie. Ons het nie die regte woorde nie. Wat doen ons nou? Nou gaan die Heilige Gees en hy die woord skryf in Korinte, en nou gaan ek dit nie vir jou gee nie, ek wil hê julle moet dit gaan soek, en dan met die wat vanaand hier is, moet dit vanaand vir my gee op volgende Sondagoggend. En as 'n nuwe prediker volgende Sondag, julle moet hier wees. Goed. Die Gees deursoek die hart van God. Met ander woorde, hy kyk wat verlang God in hierdie situasie om vir hom te vra, hoe om hom te vra, wat om vir hom te sê. En dan kom die Heilige Gees
En hy verlaat daardie hart en hy kom na jou en my toe en hy sê, Lewies, of wat jou naam ook al is, hierdie saak staan so bekend by God. Wat gebeur nou? Jy kry die direkte inligting uit God se hart uit na jou hart toe om met God se teenwoordigheid te praat. Verstaan u dit? Uit God se, julle kyk my aan of ek die een is wat heeltemal die loetjie getik is. Of ek die punt mis. Verstaan julle ouens, sê bietjie amen. Halleluja. Geliefdes, hierdie is 'n verstaanbare saak. Daarom, belangrik vanmôre, kom die Gees, selfs in jou gebed, en hy tree vir jou in. Efesiërs 6 vers 18. Efesiërs 6 vers 18. Wanneer ons in die Gees bid, bring ons dit ons harte in lyn met God se wil. Terwyl jy dan met alle gebed en smekinge by elke geleentheid bid, in die Gees, hoor mooi, heeltyd bid in die Gees, nie net gebed nie, bid in die Gees. Jy sien ons veralgemeen die saak te graag, om net te sê, bid. Nee, bid in die Gees. En juist daar, hoeveel keer het ons nou vanmôre gelees, bid in die Gees. En juist daar te waak met alle verharding en smekinge vir al die heiliges. Nou kom die woord en hy sê, wanneer jy in die Gees bid, bring dit jou hart in lyn met God se wil. Is dit tog nie waar jy wil wees nie? Geliefdes, daar's 'n jaar wat voor ons uitlê. Nie een van ons weet of ons die einde van die jaar gaan sien nie. Ons weet ook nie wat hierdie jaar vir ons inhou nie, maar wanneer ons deur die Gees gelei word, hoef ons nie bekommerd te wees nie. Ons hoef glad nie bekommerd wees nie. En dit bring my uit by punt nommer 6. Die Heilige Gees verheerlik Jesus, Johannes 16 vers 13 tot 14. Die Heilige Gees verwys altyd na Jesus, waar Jesus verhoog word. Is God se teenwoordigheid sigbaar en kragtig. Johannes 16 vers 13. Maar wanneer hy gekom het, die Gees van waarheid, sal hy julle in die hele waarheid lei, want hy sal nie uit homself spreek nie, maar alles wat hy hoor sal hy spreek en die toekomstige dinge aan julle verkondig. Daar staan dit wit en swart in die Bybel. Is daar iemand wat dit betwyfel? Dan moet jy nou gou vorentoe kom dat ek saam met jou bid dat die Here jou oë kan oopmaak om te glo wat in die Bybel staan. Vers 14. Hy sal my verheerlik omdat hy dit sal neem uit wat aan my behoort en aan julle verkondig. Lees weer saam met my. Hy sal my verheerlik. Die Gees sal Jesus verheerlik omdat hy sal neem wat aan my behoort. Met ander woorde, dit wat God aan Jesus gegee het, alle mag, alle krag in die hemel en op die aarde, is aan Jesus Christus oorgegee. Het jy dit gelees al? As jy nie gelees het nie, moet jy 'n papiertjie ingooi dat ek daaroor preek. En wat daar die mag en krag behels, sal weer aan julle gegee word. En wat gebeur in die hele opset? Sodat God verheerlik kan word. Wat die Vader is van Jesus Christus, maar ook ons Vader. Ek wil so 'n klein praktiese oefeningkie met u doen vanoggend. Geliefdes, dink hier aan. Wie bestuur almal? Motors. Almal, steek gou die hande op, almal. Dink hier aan. Dink aan 'n motor wat in die donker ry. Die bestuurder ry dit, sy hande is op die stuurwiel.
is pikkie donker. Kom ek sê, jy's daar in die Karoo, jy ken die pad, daar in die Karoo, pad Kaap toe. Dis nou 'n eensame pad. Is dit nie so nie? Dis 'n eensame pad. Jy ry daar. Jy hou die stuurwiel vas. Maar jy het nie ligte aan nie. Gaan jy die pad sien? Hoekom nie? Dis dan 'n eensame pad, dis 'n reguit pad. Dis 'n reguit stuk pad daai. Kan amper jy oë toemaak. Maar die ligte is nie aan nie. Geliefdes, net so. En nie almal sê vir my dis onmoontlik. Is dit so? Stem jy saam met my? Net so. Net so. Probeer ons wandel op hierdie aarde sonder die Heilige Gees. Ons loop in die donker, maar die ligte is nie aan nie. Dink daaroor. Ons sien nie die pad nie. Ons struikel oor die sonde en die verkeerde keuses wat ons maak, die verkeerde woorde wat ons op die verkeerde tyd sê. Want ons word nie deur die Gees gelei nie. Die ligte is nie aan nie. Dis hoe om in hierdie lewe te wandel sonder die Heilige Gees is om in die donker te wandel. En party wandel in die donker en hulle struikel en slaan neer en dan dink hulle nog steeds hulle is reg. Maar ek wil sê vanmôre, wanneer die Heilige Gees die lig is selfs in die donker tye wys hy die pad aan. In die moeilike omstandighede wys hy die pad aan. In die onsekere tye wys hy die rigting aan. Halleluja. Daarom sê ek vanmôre, gelowiges, wanneer jy stil word en luister, wys hy die regte draai. Wanneer jy bid in die Gees, wys hy die regte versnelling aan. Wanneer jy gehoorsaam is, ry jy veilig in God se teenwoordigheid. Die Heilige Gees is vanmôre nie net by jou in jou motor nie. Hy lei jou op die lewenspad. Mag ek afsluit vanmôre om jou te nooi om met die Heilige Gees se pad te loop van vandag af. Psalm 105 vers 4. Ek het nog net 2 skrifgedeeltes. Psalm 105 vers 4. Vra na die Here en sy sterkte. Soek sy aangesig altyd deur. Vandag vra die Here nie of jy godsdienstig is nie. Hy vra, laat jy toe dat die Heilige Gees jou lei? En ek wil jou nooi vanmôre. Maak toe jou oë. En dan vra jy. Maak toe jou oë. Moet dat niks jou verhinder nie. Maak toe jou oë. Vra nou die vraag. Heilige Gees, lei U my in alles in my lewe. En dan gaan daar gedagtes opkom waar die Heilige Gees jou nie lei nie. En baie van ons gaan verskoning soek daarvoor. En baie van ons gaan redes aanvoer daarvoor. En baie van ons gaan onsself wil regverdig.
Maar ek nooi jou vanmôre. Jy het dalk afgedwaal van die leiding van die Heilige Gees af. Miskien leef jy nie meer in die bewustheid van God se teenwoordigheid nie. Jy het dalk die Gees bedroef of geïgnoreer. En ek wil sê vanmôre, as jy begeer om weer vars deur die Gees gelei te word, is hierdie oomblik vir jou. En miskien het jy nie hierdie dinge geweet nie. Miskien het jy nie geweet ek moet deur die Gees gelei word nie. Is hierdie oomblik ook vir jou vanmôre. En ek nooi jou vanmôre. En ek gaan vra dat jy 'n gebed saam met my sal doen. Want die woord van die Here sê, die mag van lewe en dood lê in die tong. En die wat dit gebruik sal die vrug daarvan eet. En dat jy dit vanmôre sal spreek. En jy kan vanmôre die Heilige Gees een kant toe skuif. Jy hoef hom nie 'n regmatige plek in jou lewe te gee nie. Jy kan maar in die donker voortleef soos wat jy leef. Jy kan voortleef in jou eie kennis en jou eie insig en jou eie wysheid. Ek kan nie vir jou sê wat jy moet doen nie. Ek kan net vir jou sê wat die Bybel sê jy moet doen. En as jy vars deur die Gees gelei wil word, staan saam met my vanmôre op jou voete. Heilige Gees lei my, maak ek die regte keuse. En ek wil jy moet ernstig wees vanmôre. Baie ernstig. En ek wil vra, ek het dit nog nooit gedoen in my lewe nie, maar vanmôre gaan ek. Omdat die Here dit op my hart gelê het. Ek wil hê jy moet saam met my bid vanmôre. Heilige Gees, ek gee myself weer oor aan U. Sê dit vanmôre. Heilige Gees, lei my. Heilige Gees, vorm my. Heilige Gees, laat my weer bewus wandel in God se teenwoordigheid. In Jesus naam. Amen. Gee die Here 'n lofoffer. Amen.